Ons gaan Josua 5 lees, soos ek gesê het. En Josua 5 is nogals 'n draaipunt teks in die geskiedenis van Israel. Die mense het nou net, as julle nou daar, julle wat julle Bybels oopmaak het, ek gaan nou vir ons lees, vers 1 lees, as hulle het nou net oor die Jordaanrivier getrek in die beloofde land, en net soos amper daai tyd in die Rooi See getrek, en die Jordaanrivier is vir hulle oopgemaak, en nou is hulle uiteindelik in hierdie beloofde land, wat al van Abraham se tyd af aan hulle beloof is. Nog voor, of al die geskiedenis van slawerny in Egipte, 40 jaar in die woestyn ronddwaal, al dis wat agter hulle lê, het uiteindelik by hierdie punt uitgekom, waar hulle nou in die beloofde land. Maar nou sien hulle vir Jerigo. Hulle sien hierdie stad met sy groot mure, hulle sien hierdie land waarop hulle gesê is, maar hier is reëse, en hier is allerhande ander goede waarvoor hulle kan bang wees. En voor hulle nou verder gaan, stop God. God stop hulle daar, net al oor die rivier is. Hy sê, kom ons vat net gou 'n oomblik, en ons fokus net op waar is ons, en wat gaan aan. Voor gevegte nou geveg kan word, voor ons nou hierdie beloofde land gaan inneem, moet ons eers seker maak, dat julle onthou en weet wie julle is. Voor ons verder in hierdie land ingaan, voor ons te gaan reëse veg en om Jerigo gaan loop, moet julle eers onthou, wie is ek? Voor ons verder gaan julle onthou, dat ek heilige God is. Josua 5, ons nou dit verder lees, herinner ons dat strategie en mag, of krag, militêre mag, politiese mag, kom nie eerste. Wat eerste kom, is verbond, en herinnering, en heilig. En as ons nou by die nagmaaltafel van aansit, is daai 3 goed ook daar teenwoordig. Verbond, herinnering, en heilig. Ons begin lees daar by Josua 5 van vers 1. Toe al die konings van die Amorite aan die weste kant van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete langs die see hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete dan opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle harte ineengekrimp, sodat hulle nie meer moed gehad het vir die Israeliete. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die Israeliete 'n tweede keer. Josua het die klipmesse gemaak en die Israeliete besny by Gibea al Aranoon. En dit is die rede waarom Josua die besnydenis moes doen. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die krygsmanne, is op die pad in die woestyn dood, gedurende die uittog uit Egipte. Die hele volk wat weggetrek het, was immers besny, maar al die volksgenote wat in die woestyn gebore is, terwyl hulle op pad was, gedurende hulle uittog uit Egipte, is nie besny. Want 40 jaar lang het die Israeliete in die woestyn rondloop, totdat die hele nasie krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, tot niet was. Hulle wat nie na die stem van die Here geluister het. Vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle nie die land sal laat sien, wat die Here aan hulle voorvaders met die eed beloof het, om aan ons te gee. 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar hulle kinders het hy in hulle plek gestel. Dit is hulle wat Josua besny het, want hulle was onbesneed, omdat hulle nie op pad besny is. Toe die hele volk klaar besny is, het hulle net daar waar hulle was, in die kamp gebly, totdat hulle gesond was. Die Here het vir Josua gesê, vandag het ek bespotting van Egipte van julle afgegee. Daarom is die naam van hierdie plek Gilgal. Dit is vandag nog so. Ons lees eers net tot daar sover. Israel nou uiteindelik hier oor die Jordaan gaan. Moet ons nou verstaan wat hier gebeur. Teks sê vir ons baie duidelik, maar hierdie hele generasie wat slawe was in Egipte, hulle is almal weg. Die ouens wat nou hier is, hulle wat uit hierdie Jordaan gekom het, is nou hierdie nuwe generasie. Hulle wat die Here ken in die woestyn, maar hulle wat nie besny is nie, hulle wat nie regtig op hierdie oomblik eintlik 'n identiteit. En wat nou gebeur hier, is God kom, hy sê vir Josua, luister,
Kom ek stop myself. Ek weet nie keer dat daar 'n besluit is. Staan nie daaroor op veel kom. Julle is 'n klein met dit. Nee. Gaan nie. Kyk, laat jy dit sou geval vir my wees. Julle moet dit van die uitstaan. Praat. Hy kom hier, God sê vir Josua, besny hierdie hele volk. Nou hoekom? Hoekom nou, voordat hy moet gaan oorlog maak, julle kan dink, julle kan weet wat het is, hoe seer moes dit gewees het, net met klipmes besny word, hoekom het hy nou besny om voordat hy gaan oorlog maak, voordat die Here dit moet inneem? Dit is nie net omdat het gaan oor een van die ritueel, dit is omdat het gaan oor identiteit. Hierdie volk moet herinner word wie hulle is. Besnydenis is 'n verbondsteken wat God kom gee om sê, julle is my volk. Julle is my volk wat eenkant gesit is, wat aan my behoort, wat ek, soos nou nog sê, dat Jesaja ook sê, wat ek op die naam geroep. Sonder die besnydenis, sonder die teken, is julle eintlik maar net enige ander woestyn volk. Sonder die teken van die besnydenis, is julle nou maar net enige ander mense wat in die woestyn ronddwaal. Maar omdat jy besny is, sê dit, wys dit, julle is my uitverkose volk. Laas week het Louis vir, ek het nie die baaie se naam gebou nie, maar Paulus het daar gedoop. En in daai oomblik wat daar gebeur het, is God het na daai baba gekom en gesê, jy is my, of jy dit weet, of jy dit verstaan, of nie, ek kom en ek kom merk jou met my teken. Hoe is dit so belangrik? Hier, in die geval, dit doen net vir 'n baba ook. Omdat identiteit kom voor aktiwiteit. Voor die volk nou kan verder gaan in hierdie land, voor hulle om Jerigo punt gaan loop met hulle trompette, voor hulle om die land kan inneem, moet eers weet, wie is ons? Sê dit nie so vinnig en so maklik met ons. Ons is geneig om in te hardloop in aksie, ons gaan iets gaan doen, ons gaan werk, ons gaan leef, ons gaan lofprys, ons gaan verkondig, maar ons vergeet, of ons wil net eers weer herinner word, wie is ons? Ons is God se uitverkose kinders. Ons is God se gemerkte kinders. Ons behoort aan hom. Voordat ons nog krygsmanne moet wees, voordat ons mense moet wees, voordat ons enigiets moet wees, is ons eers net sy kinders. Romeine sê vir ons dit, Romeine sê in die besnydenis van ons hart, deur die merk van die Gees, deur die Gees wat in ons kom woon, word ons God se mense. Ons identiteit lê nie in dit wat ons reg gekry het, ons identiteit lê nie in ons titels nie. Daarom is dit regtig nie vir my belangrik dat jy vir my moet dominee sê nie, maar die titel is nie belangrik. Dit gaan nie lê op die einde van die dag in ons oorwinnings. My identiteit lê in Christus, en wie hy is, en wat hy doen. Dit beteken dat wanneer vrees, jy laasweek ook iets van vrees gesê, wanneer vrees begin opborrel in my hart, ek dink, maar ek kan nie hierdie ding doen nie. Wanneer gevegte voor my staan, wanneer soos, wie stel met die baard, wat ek nou net so sin oor, of praat oor Jerigo, Jablaat, baie nou. As hy praat oor Jerigo en die reëse wat voor ons staan, die dinge wat ons so baie word, dan moet ons onthou, dat ons kan bly staan in die gesig van vyande. Ons kan bly staan in die gesig van reëse en groot mure, omdat God die een is wat ons vas. Omdat God die een is wat ons staande hou. Dit kan aan 'n soldaat. Nog voordat hy in die geveg ingaan, sê sy uniform al wie is hy. Voordat hy in 'n geveg ingaan, verkondig sy uniform al eintlik aan wat se land behoort hy, of vir wat se land veg hy. Daai uniform verklaar sy verbondenheid, sy getrouheid, nog voordat al enigiets gebeur. En dieselfde manier verkondig besnydenis, doop, ons verbondenheid aan God. Daarom vandag is die uniform wat ons dra, is die Gees se seën op ons lewe, is die Gees wat in ons woon en in ons werk. Ons veg nie
Ons leef nie, ons trek nie as weeskinders. Ons leef, ons werk, ons veg as kinders van die lewende. So ons moet onthou, ons is gewerk as sy kinders. Dan lees ons verder weer nou in Joshua 5 vers 10. Terwyl die Israeliete by Gilgal gekamp het, het hulle op die 14de dag van die maand teen die aand die Pasga gevier in die vlaktes by Jericho. Die dag na die Pasga, presies op daardie dag, het hulle van die vrug van die land geëet het, ongesuurde brood en gebraaide koring. Die manna het opgehou die dag na hulle van die vrug van die land geëet het. Daar was nie meer manna vir die Israeliete nie, en hulle het in daardie jaar van opbrengs van die land Kanaan geëet. Hierdie is vir my gunsteling gedeeltes in die Bybel, en is so vreemde ding op hierdie. Ons trek oor 'n rivier met 'n wonderwerk, nou word ons besny, en dan sê die Here, okay, sit nou 'n bietjie en eet iets. Sit 'n bietjie, eet bietjie, vier, pas. Hoekom? Gaan dit maar net oor hulle nou krag kry, is eintlik nou maar net snacks, soos wat Duintjie vir ons gevra het, moet hulle nou maar net iets in hulle maag kry, voordat hulle die krag het, om hier oor te gaan, Jericho toe? Nee, waar gaan pas? Waar gaan nag? Gaan oor wie God is. Hulle is nou herinner deur die besnydenis wie hulle is. Hulle is kind van God. Maar kind van God beteken niks as ek nie seker is wie is God. Hierdie eerste Pasga in die beloofde land is 'n herinnering dat God hulle 40 jaar terug uit Egipte uit slawerny gered. Dat nadat hulle uit Egipte uit slawerny gered het, was dit elke deel van die pad saam met hulle in die woestyn. As hulle honger word, is daar vir hulle manna. As hulle dors is daar water. As hulle aangeval word, red God hulle. Vir die laaste 40 jaar en eintlik al van Abraham af en eintlik al van die skepping af, is God die een wat red. Pasga is 'n herinneringsmaal. Hulle sê baie, kan nie dink wat hulle dink, voor hierdie mure van Jericho, voor hierdie land, en wat word hulle herinner? Onthou wie julle God is. Onthou dat julle God julle nog altyd gered het. Net soos aan die land, aan die weerwoestyn julle gered het in Egipte, en die doodsengel oor julle gegaan het, net so gaan God nou by julle wees. Gered deur genade, nie oor die mooi mense wat julle is nie oor die harde werk wat julle gedoen het, maar omdat God 'n reddende God is. Soos hierdie volk nou daar staan, gebruik die Pasga, dan word hulle herinner. Ons is hier, net oor een leef. En dit is omdat ons God ons gered. Pasga hier in Joshua 5 is 'n verklaring van hierdie volk, is 'n verklaring van God af wat sê, ek wat julle nog altyd gered het, gaan julle ook nie nou los nie, ek gaan aanhou om julle te red. Pasga is 'n brug tussen redding in die verlede en redding in die toekoms. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Daarom eintlik ons wat ook net elke 3 maande nagmaal gebruik, ek is nie heeltemal seker of dit reg is nie. Ons behoort elke Sondag nagmaal gebruik, elke Sondag homself te herinner. God my hierdie week gered, hy sal my weer red in hierdie week voor. God was by my teenwoordig in die week wat verby is, hy sal my nie alleen los in die week wat voor my gaan hê. Nagmaal, Pasga, is eintlik soos 'n snack by ons, is eintlik soos kos, maar wat ons elke dag dra. Elke dag krag, elke dag energie. Want God is by ons. Nagmaal, bloed, wyn en brood wys na die bloed van Christus en na die liggaam van Christus. Pasga herinner ons aan die lam van God. Die lam wat in Egipte teen die woestyn geverf is dieselfde lam wat nou vir ons deur wie se bloed ons te merk is, as vol van wie die oordeel oor ons gaan. Nagmaal is ons herinnering weer en weer, ek is gered deur genade, nie deur my eie werk. Ek is gered deur Christus en deur sy werk, nie deur hoe mooi ek is, hoe hard ek werk en hoe slim en hoe ouer ek is. Elke keer weer. Probeer jouself vir 'n familie
wat by mekaar is, miskien op Kersfees of wat ook al, en hulle sit daar en hulle blaai deur hulle fotoalbum. En in daai fotoalbum is daar allerlei foto's van geluk en vrede, maar ook foto's van tye wanneer daar uitkoms was. Pascha was Israel se fotoalbum. Nagmaal is ons fotoalbum. Waar ons sit en ons herinner, waar ons kyk, hierdie foto's, kyk, God het hier gered, God het hier gered. Elke keer as ons brood eet en die wyn drink, onthou ons God red. So ons is gemerktes deur die doop, en ons gered is deur wat Christus kom doen. Nou van ons die laaste skrif wees van Joshua. Toe Joshua naby Jericho was, het hy opgekyk. Reg voor hom staan daar skielik 'n man met 'n ontbloote swaard in sy hand. Joshua gaan toe na hom en vra, is jy vir ons of vir ons vyand? Hierdie is so belangrik. Hoor gou hier. Is jy vir ons of vir ons vyand? Joshua vra hierdie vraag, want hy staan voor hierdie groep. Hier staan 'n man met 'n swaard. Nou moet Joshua weet, is jy vir my 'n probleem of is jy aan my kant? Kan ek rustig wees of moet ek bekommerd wees? Hoor wat sê hierdie man. Nee. Hy het geantwoord, nee. Maar ek is die bevelvoerder van die leer van die Here en daarom het ek gekom. Joshua het neergeval en sy gesig in die grond, diep neergebuig en vir hom gesê, wat wil my Heer vir sy dienaar sê? Die bevelvoerder van die leer van die Here het vir Joshua geantwoord, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig. En Joshua het dit toe so gemaak. Die klimaks van hierdie verhaal in Joshua 5 kom met die verskyning van hierdie man. Hierdie man wat voor die muur van Jericho, die leeraanvoerder van die Here. En ek dink daai vraag bepaal amper alles vir Joshua, maar dit bepaal ook so baie van hoe ons leef. Ons gaan hier gereeld. Dit dinge voor my, daar gaan voetfout op my plaas, daar's probleme by die werk, daar's issues in my huwelik, ek weet nie hoe vir my kinders te kry dat versoeter gesneek. Ek staan voor die Here en ek vra, wie se kant? Is jy aan my kant of is jy aan my vyands? En die antwoord wat God gee, die antwoord wat die leeraanvoerder van die Here gee, is ongelooflik. Nee. Maar nee. Ek is nie aan jou kant. Ek is nie aan jou vyande se kant. Nou is ons steeds in ons verwag. Ons is geweer God is aan ons kant. Dis wie ons wat ons verkeer is. God is nie aan ons kant. God is nie 'n maskot. Nou wie kom ons kan gaan en sê, luister asseblief, dis wat ek wil hê, spring en doen. God is nie een van 'n gelukbringer wat ons kan vra, luister, en jy moet vir ons doen en God sal net uitkoms gee oral en oor. God is nie aan menslike kant. Ken jy daai grappie van die boere in die afgebroer wat so op die berg gestaan en kyk hulle so af op die Engels. Ken jy daai van? Hulle kyk so af op die Engelse nou bid. Die hoofouderling van die boere mag bid. Hy sê, Here, ek weet daar's Christene daar onder ook. So blyk u asseblief hier uit, dan sal ons hulle self. Dit is ook nie helemaal wat hier aangaan. God se antwoord is baie duidelik. Ek is nie aan julle kant nie, ook aan julle vyand se kant nie. Ek is aan my kant. So die vraag wat ons vra is eintlik die verkeerde vraag. Die vraag wat ons vra is God aan my kant, is God aan ons kant, is nie die regte vraag nie. Die vraag wat ons behoort te vra is ek waar God is? Is ek aan God se kant? Want God doen wat God wil. God red waar God wil red. God gee uitkoms waar God wil uitkoms gee. Maar wat ek glo, en wat die teks vir ons sê, wat God vir die volk kom wys het, is dat wanneer hulle onthou wie hulle is, as hulle onthou maar hulle is gemerk deur God. As hulle onthou wie God is, dat hy is nie nog altyd red, hy is nie nog altyd getrou is. En as hulle dan sorg, dat hulle staan waar God staan.
dat hulle sorg, dat hulle aan God se kant is, dat hulle besig is met wat God mee besig is, dan word daai plek waar hulle is, heilige God. Dit echo iets daar van die bos met Moses in die brandende bos. Voor gevegte, voor oorwinnings, voor bekommernisse, moet hierdie eers gebeur. Maar is nog heilig. Dat ons aan God se kant is en verstaan, maar waar hy is heilig grond. Dat sy teenwoordigheid alles kom verander. So, alles is gemerk, en alhoewel ons nie God is, wat ons gered is dit so belangrijk dat ons God se teenwoordigheid soek. Dat wanneer ons die nachtmaal gebruik, ons sê, Here, ons wil nie op enige ander plek wees as waar U is. Here, ons wil nie met enigiets anders besig wees as dit wat U mee besig is. Ons wil bly so ver as ons kan by die brandende bos. Ons wil bly soveel en so lank as ons kan op hierdie heilige grond. Te veel, dink ek, kom ons met ons agendas, ons planne, ons idees, ons gaan staan voor die Here en ons sê, Here, seën bietjie ons plan. Here, kom spring bietjie in hier, trek bietjie die handskoene uit en Here, kom help werk. Wel, ek dink die vraag wat ons hoor is, Here, wat is U plan? Waar moet ons in beweging? Waar moet ons eers 'n bietjie stil staan en herinner word aan wie ons is? Here, waar is U en waar is U mee besig? God is nie 'n werktuig vir my sukses. God is nie iets wat vir my net altyd sukses kom waarborg nie. Hy is God. Hy is die heilige, die almagtige, die gans andere God. Is nie aan my kant nie, ek is in sy eie kant. My werk is besorg dat dit is waar hy is. Met my in lyn met wat hy mee besig is. Om op heilige grond te staan, is nie om net oor te bring. Is nie om een te kry voor die probleme van my wêreld. Maar is om te herken dat oorwinning kom nie deur mag of krag nie, maar deur sy gees. Om op heilige grond te staan is om meer te buig, meer te val voor die leeraanvoerder van die Here en te sê, nie my wil, wat U wil. Nie dit wat ek wil hê nie, nie my planne nie, U wil. U wil. As ons daai drie goed onthou, dat ons gewerk is, dat God 'n God is wat altyd red, ons geheilig word deur hom en staan waar hy staan, dan word hy oproep van die kan ons word. Dan word die muur van Jericho, die reus van Goliat, die wat ook al, nie ons Christus. Ons weet, ons is die plek waar God is. Wees my oproep vir elkeen van ons. En ons jaag, wat is dit? Ons is gemaak. Ons God is 'n redder. So kom ons jaag sy teenwoordigheid na in alles wat ons doen. Wat is by die skool, wat is op die klas, wat is in die checklist, wat is op die golfbaan, waaroor kom ons jaag sy teenwoordigheid na. En weet dat die grond waar ons staan is heilig as volk van die is.